Goeiemôre gemeente, en ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Ons nader vanoggend weer ons Here met 'n roep van afhanklikheid. Die woorde van Psalm 123. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here, onse God. Nou antwoord hy: die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Kom ons loof ons Here met harte getroos en vol blydskap, want dis wat sy seun doen. Wanneer ons werklik hoor hoe hy ons seën en ons ken hom en sy getrouheid, dan kan ons nie anders as om te jubel voor hom nie. Kom ons jubel dan, Psalm 47, en daarvan gaan ons vers 1 en 4 so. Bly ook nou hartlik ons geloof saam met die gelowiges, die kerk, oor die wêreld, dwars deur die eeue. Ons doen dit aan die hand van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Vanuit vanoggend se teks in die prediking gaan ons heelwat kyk en dink oor nederigheid. Nou, nederigheid is ook 'n nuwer woord vir dieselfde begrip as ootmoed. En op hierdie tyd in die erediens wat ons nou doen is
Ons noem dit die verootmoedigingsdiens. Ons roep die Here aan, hy antwoord, ons bely en dan antwoord hy ons met sy wet. En die rede hoekom hy ons antwoord met sy wet is juist dit, verootmoediging. Hoe gereeld het ons nodig om voor sy wet te staan en te sien hoe laag ons voor hom is. Hoe nodig ons sy genade het. En dis wat die Here doen, vanoggend weer vanuit Eksodus 20, luister ons na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wie werklik luister na die wet van die Here, kan nie anders as om laag vir hom te word nie. Verneder, ootmoedig. En ons sing dan nou, as antwoord vir die Here uit Psalm 19. Psalm 19 prys ons die Here vir sy openbaring van sy krag, sy heerlikheid, sy ewigheid en sy skepping, sowel as sy woord. En dan in die besonder wanneer ons hom prys vir sy woord, dan sing ons hierdie in verse 6 en 7. Einde van vers 6 sing ons, Heer, reinig U my tog van sondes wat daar nog diep in my hart bly steek het. Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad U heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Laat tog my tong en mond, my hart se diepste grond, o Heer, op wie ek vertrou het, U welbehaaglik wees, wat in my hart kan lees, my rots, op wie ek gebou het. Psalm 19, sing ons vir ons Here verse 6 en 7.
bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons prys U dat wanneer ons bid en sing, reinig ons tog, dat U dit in oorvloed doen. Ons prys U vir die bloed van Christus. In Hom en net in Hom kan ons so voor U verskyn. Hy is ons rots op wie ons gebou het. Hy is ons hoop, hy is ons troos en vir ewig sal ons Hom loof en sy skoonheid geniet. Ons prys U vir die genade, die guns, die liefde wat U vir ons bewys in Hom. Dat ons kom laag voor U. U is die heilige God van hemel en aarde, aan wie alle gehoorsaamheid en lof ewig toekom. En tog misluk ons so uiters baie. Ons bely daar's baie sonde en kwaad wat nog in ons hart steek. Baie keer wat ons nie net misluk daarin om te doen wat U beveel nie, maar wat ons nie wil nie, wat ons eie wil nastreef. O, ons bid weer soos ons gesing het, vergewe ons in Christus, reinig ons. Reinig ons met die reiniging wat daar net in sy bloed is. Was ons gewete tog skoon, dat ons met blydskap voor U kan wandel en U wil en U wet kan najaag en heiligheid kan soek en liefkry en kan doen. O, mag ons groei in ons heiligheid. Want wat anders is daar op hierdie aarde? Alles sal ons teleurstel, die hoogste ding wat ons kan bereik is maar stof. Maar om te groei in U, nader aan U te kom, die lieflikheid meer te geniet, niks kan daarby haal nie. So maak ons tog heilig, Vader. En ons bid dit nie net vir onsself persoonlik nie, maar ook vir ons as gemeente, ons as U geliefde bruid, U kudde. Reinig ons, suiwer ons, bou ons op, voed ons met U woord, leer ons wie U is, trek ons gedurig deur nader. O, mag ons altyd in U seën wandel. Nou in die besonder wil U ons voed en versadig met U woord, waar ons wil luister na U. Maak ons harte sag, dat dit wat U vir ons leer, dat dit deursteek, dat dit ons sal vorm, dat dit ons sal verander, ons sal bemoedig, ons sal vertroos en ook sal vermaan. Bewaar ons dat ons nie ons harte toesluit vir U woord nie, maar werk tog deur U Gees in ons nou. Dat ons weer vir U gaan sing hierna en ook na ons na U woord geluister het, vul ons harte met liefde en vreugde en lof vir U. Laat dit werklik nie net uit ons mond kom nie, maar ook uit ons hart. Wanneer ons so voor U kom met hierdie vrymoedigheid en hierdie sekerheid, dan haas ons om ons geliefdes wat swaar kry voor U te bring. Ons prys U as die God nie net van die met welvaart nie, maar ook hulle wat swaar kry. U is hulle Vader, U is hulle naby, U ken hulle op die naam. Wil U hulle harte dan versterk met U nabyheid en gee tog uitkoms volgens U wil. Hoor ons gebed dan, Vader, enkel en alleen om Christus ontwil. Amen. Voordat ons gaan saam luister na ons Here se woord, gaan ons weer vir hom sing in voorbereiding om te luister na sy woord. Psalm 90 sing ons van die Here se sorg en sy seën. Psalm 90 en daarvan sing ons saam vers 1 en vers 9.
Ons nou aan die einde van ons reeks vanuit die eerste brief van die apostel Petrus. En hier aan die einde is hierdie die waarheid wat hy vir ons voorhou. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou goed, ons almal weet om nederig te wees is 'n oproep van die Here. Iets wat hy ons leer om te doen. Nederigheid is inderdaad die kern en die hart van baie deugdes waarin ons moet groei. Dinge soos sagmoedigheid, barmhartigheid, broederliefde, vergifnis, beskeidenheid, arm van gees. In die hart daarvan setel hierdie een ding: nederigheid. Trouwens, ons weet die in ons lewens wie uitstraal in nederigheid, dat ons hulle die aangenaamste en ook die beste mense vind om te wees. So ons weet is 'n mooi en 'n goeie ding, maar begryp ons werklik die gewig van ons Here se oproep tot nederigheid? Hoor weer die woorde van die apostel Petrus wat in ons teks voorkom, wat hy uit Spreuke 3 aanhaal: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ek wil nie deur God weerstaan word nie. Met alles in my is daar niks so vreesliks om te dink dat die heilige God van hemel en aarde my kan weerstaan nie. Maar genade, o neem alles by my, gee my sy genade, dis genoeg. Petrus kon beswaarlik iets oor nederigheid sê, wat hierdie in gewig sou oortref. Sy hele boodskap hier in ons teks bou hy op hierdie een grond, nederigheid. So dan vra ons, en ons gaan nou vanoggend kyk daarna, wat is nederig? Wat is dit om nederig te wees? Wat presies bedoel ons met dit? Hoe lyk nederigheid in ons verhouding met God, verhouding met mekaar, verhouding met die wêreld? En daarvoor luister ons saam vanoggend na 1 Petrus 5, laaste hoofstuk, vers 1 tot 14. Ons gaan vanoggend fokus op vers 1 tot 5. So korreksie daar in die nuusbrief wat sê die fokusvers is vers 6, dit is vers 5. Ons gaan fokus op vers 1 tot 5 en dan met die volgende keer wat ons met die reeks aangaan, gaan ons die reeks afsluit deur te fokus op vers 6 tot 14. So 1 Petrus 5 en daarvan verse 1 tot 14 en dan fokus ons op vers 1 tot 5. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Deur Silvanus, die getroue broeder soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan en om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin julle staan. Die mede-uitverkorene in Babylon en Markus my seun groet julle.
groet mekaar met 'n kus van liefde. Vrede vir almal wat in Christus Jesus is. Amen. En jy kan gerus julle Bybels hier oophou, terwyl ons saam vanoggend deur vers 1 tot 4 gaan werk. Maar voordat ons dit doen, moet ons verstaan wat bedoel Petrus met hierdie kernfrase in vers 5. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Wat's nederigheid? Want dis wat afhang van dit. So wat's nederigheid? Wat's hoogmoed? Nou almal het waarskynlik 'n idee hier oor wat nederigheid is. Almal praat oor nederigheid, dis in ons alledaagse gebruik. So almal het 'n ietwat van 'n idee, maar is nodig dat ons regtig sien presies wat is nederigheid, hoe kom nederigheid, waar kry ons dit? En ook nodig om te sien presies wat nederigheid nie is nie. Nou, oorweeg net eers, nederigheid is nie 'n lae selfbeeld nie. Nederigheid is nie selfhaat of selfafbreeking nie. In Genesis hoor ons, God het die mens in sy eie beeld geskape. Psalm 139 sê Dawid dat hy vreeslik wonderbaar geskape is. Dit is nie 'n selfhaat nie. Die goddelose kan hulle self afbreek, kan hulle self afmaak, 'n lae selfbeeld hê, en hulle doen dit gereeld. Maar die goddelose, die ongelowige wêreld kan nooit waarlik nederig wees nie. Dit is iets besonder aan die Christen, wat net hy kan doen. So nederigheid is ook nie 'n ontkenning van die werklikheid nie. Ek dink dis die probleem wat ons baie keer ervaar in onsself, as ons wil nederig wees, so dan kry ons 'n kompliment of 'n aanmoediging oor 'n mooi gawe in ons, of iets wat die Here deur ons gedoen het, en dan ontken ons daardie werklikheid, want ons wil nederig wees. Dis nie hoe die apostel Paulus te doen nie in Korintiërs 15. Ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Dis nie 'n ontkenning van die gawes wat God jou gegee het, of die werk wat hy deur jou verrig nie. Dis nie nederigheid nie. Nederigheid is ook nie 'n persoonlikheidstipe, of 'n skamerige geaardheid nie. Indien dit die geval sou wees, dan sou jy kon sê, my tekort aan nederigheid is gewoon weens my sterk persoonlikheid, die gawes wat die Here my gegee het, hoe hy my gemaak het, maar dit kan nie. Vers 5, gaan ons bietjie later hoor, wees almal met ootmoed bekleed. Almal. So wat's nederigheid dan? Wat's hierdie begrip wat die Here ons leer? Die woord vir nederigheid is 'n samevoeging van twee woorde. Dit is laag en denke, of verstand, gemoed, gesindheid. So nederigheid is letterlik om laag van denke te wees, laag van gemoed, laag van gesindheid. En dit gaan oor hoe jy jouself beskou, hoe jy jouself sien voor God in die eerste plek, en dan ook teenoor mekaar en voor die wêreld. Nederigheid is in ander woorde 'n reaksie wat by jou opkom wanneer die Here jou oë oopmaak om jou ware toestand voor God te sien. Dis die gevolg van iets wat God aan jou gedoen het, nie iets wat jy doen, of iets wat jy bewerk, of iets wat jy kies nie. Dit is waarom Petrus hier aan die einde daaroor skryf. Aan die einde van sy brief bring hy vir ons hierdie ewige waarheid van nederigheid. Want hy het 4 hoofstukke gevat waarin hy God voor ons geskilder het en ons plek voor God vir ons gewys het. En wanneer jy daarna kyk, is die gevolg een ding. As jy werklik verstaan wat die Here sê oor hoe ons voor hom staan, is die gevolg een ding. Jy word laag voor hom. Nederig. Oorweeg kortliks saam met my wat Petrus ons gewys het sover. Nommer 1, jy is uitverkies deur God. Besonders om dit te sien. Die Here wat jou laag bring voor hom, begin by hy wat jou leer, jy is uitverkies deur hom. Hoofstuk 1 vers 1 en 2, aan die vreemdelinge van die verstrooiing, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Jy is hier in Christus, verlos, geliefd deur God, nie omdat jy wys genoeg was om reg te kies nie.
Nie omdat jy goed genoeg was om te sien wat die waarde van Christus is en jy het hom gekies nie. Dit wat jou onderskei van die wêreld af, dit wat jou Christen maak, is nie in jou nie. Dit was nog nooit nie. Dis nie jy wat insig gehad het in die dinge van die Here, en nou kies jy die Here reg, terwyl die wêreld verkeerd kies, want daar's iets in jou wat 'n bietjie beter is as die wêreld. Dalk is jou oë net 'n bietjie oper as die wêreld se. Die Here keer daai by ons. Hy keer ons om onsself te verhef bo selfs die goddelose. Hy hou ons laag deur te sê, jy's uitverkies. Dit vernietig ons trots, dit vernietig ons roem, waardeur ons kan sê, gelukkig het ek reg gekies. My oë was daarom oop. Nee, jy het reg gekies. Jy glo in die Here jou God, want hy het jou bestem en het vir jou gegee om te glo. En dis die tweede punt waar ons kom, net 'n paar verse later, hy het jou nuut gemaak. Hoofstuk 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Jou lewe wat jy nou leef, strewe na heiligheid, verlangend na Christus, wil nader aan hom kom, beter voor hom lewe. Dit kom nie uit jouself nie. Die Here het dit in jou gemaak. Hy het jou nuut gemaak, die wedergeboorte aan jou geskenk, sodat jy nou sal verlang na heiligheid. Weereens, jy kan jouself nie verhef bo enige iemand, omdat jy verlang na gehoorsaamheid aan God nie. Dis 'n gawe wat hy jou gegee het, die lewe wat jy nou lei. Alle geestelike groei is dis iets wat jy ontvang het, nie bewerk nie. Nommer 3, jy is nog steeds 'n gelowige, en jy sal 'n gelowige bly, omdat God jou bewaar, nie omdat jy so getrou en so sterk in jou geloof is nie. Hoofstuk 1 vers 5, weer net 'n paar verse later, praat van ons as gelowiges, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid. Jy het vanoggend 'n gelowige opgestaan, jy sal 'n gelowige wees die dag wanneer jy jou asem uitblaas, nie omdat jy so getrou is nie, omdat jy so sterk is geestelik nie, maar omdat God jou deur sy eie krag in die geloof bewaar. Nommer 4, jou verlossing is gegrond op Christus alleen, nie 'n druppel van jou eie werke nie. God se liefde vir jou, sy ontferming, sy genade, hy wat jou as sy kind aanneem en jou koester en bewaar en vir ewig by hom sal hou, is alleen gegrond op Christus. Net op hom. 1 vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Jy was dood in jou sonde en ellende, en jou einde was niks minder as die straf van God nie. Jy kon nooit jou skuld afbetaal het nie, en jy kon nooit genoeg doen om God se liefde te wen nie. Maar Christus het jou met sy bloed gekoop. Hy het jou vloek en jou straf op sy liggaam en siel geneem, sodat jy nooit hoef nie. En hy het sy goeie werke, sy geregtigheid aan jou gegee, sodat jy daarmee kan hemel toe gaan. Jou hele verhouding met God dus berus op wat Christus gedoen het, en dit alleen, die belangrikste ding in jou lewe, jou ewigheid, berus op Christus, en nie op jou nie. Daar's niks wat jy kan sê, kyk, ek het hierdie daarom reg gedoen nie. Daar's niks, dis net Christus. En nommer 5, jy is deel van 'n liggaam gemaak. Jy is nie 'n liggaam op jou eie nie. 2 vers 9 tot 10, julle is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Jy, gelowige, is persoonlik op die naam gered, geliefd, gekoester deur God, maar nie op jou eie nie. Hy het jou deel gemaak van sy liggaam, sy kerk, sy verbond, sy volk. So jy is 'n geliefde deel van sy liggaam, nie 'n spesiale kantprojek wat hy het, bietjie bo en belangriker as sy liggaam nie. Jy is deel van sy bruid, van sy liggaam.
wanneer jy werklik dan besef hoe jy voor God staan, hoe alles wat jy het in jou verhouding met hom, gee hy, kom van hom af, sy hand, sy genade, dan het dit hierdie een effek op ons. Dit bring ons laag. Dit vat alle gronde vir roem wat ons kon hê weg. Niks waarop ons kan staan en vir die Here sê, kyk hier, ek het darm. Nee, dit bring ons op 'n plek wat ons net voor die Here kan kom, laag en kaal en leeg en sê, Here, ek moet alles kry by U. Wees my 'n sondaar genadig. Dis wat jy kry, dis nederigheid. Om laag te wees voor die Here. Die vrug van 'n ware geloof in hierdie waarhede wat die Here ons leer, is dat ons denke van onsself laag word. Ons voel nie sleg oor onsself nie, ons sê onsself nie sleg nie, ons ontken nie die gawes wat die Here ons gegee het nie. Ons erken wel ons afhanklikheid van sy genade. En hoe groot nood ons het wat hy dan vir ons aanspreek, wat hy ons uit verlos. En daarom sê Petrus hier in vers 5, wees almal met ootmoed, nederigheid, bekleed teenoor mekaar. En broer en suster, wat is jou gesindheid en jou beskouing van jouself dan voor God en voor ander? Die antwoord hierop sal duidelikste blyk vanuit jou optrede. Jy kan jouself vra, hoe maklik neem jy aanstoot? Hoe maklik voel jy verneder? Indien jy met nederigheid bekleed is, indien jy werklik sien hoe jy voor die Here staan, laag, dan is dit moeilik om ernstig verneder te voel. Want ons voel verneder en bitter en kwaad wanneer iemand nie met ons werk ooreenkomstig ons hoë beeld van onsself nie. Dan neem ons aanstoot. Dan voel ons die brand van vernedering. Maar indien ons met nederigheid teenoor mekaar bekleed is, omdat ons sien hoe laag ons voor die Here is, indien ons laag is in ons denke, dan het die duiwel geen vatplek in ons verhouding met mekaar, om vernedering te gebruik, om die verhouding uit mekaar uit te dryf nie. Of oorweeg, hoe gereeld sê jy, nee wat, dis iemand anders se werk. Ek wil nie hierdie of daardie persoon groet nie, want hulle het my nie eerste gegroet laas nie. Daar sal nie so met my gewerk word nie. Indien almal net na my wou luister, en wees soos wat ek dink beste is, sou ons hierdie reg gekry, dan sou alles goed gegaan het. Hoe baie dink jy dit? Ons plaas onsself so op 'n troon. Ons verhef onsself en ons opinies en ons gevoel en ons mening so maklik bo mekaar. Dis die oersonde van die mens, die selfverheffing, wat gelei het tot beide die duiwel en die eerste mens se val. Ons wil self God wees, ons wil self erken word vir die bietjie wat ons bo ander is. Of ons wil ten minste net hoor gesien word as die ou langs my. Maar hoe anders is dit, wanneer ons onsself met nederigheid bekleed teenoor mekaar? Wanneer ons so tevrede is met wie ons voor God is, wat hy ons gemaak het, dat ons graag laaste sal wees. Dat ons nie gedurig hinker daarna om net ook 'n sê te hê nie, om net ook 'n invloed te hê nie, om te erken te word vir ons hoogheid nie. Maar dat ons nederig kan wees teenoor mekaar. Nederigheid dan is nie iets wat jy bewerk of doen nie. Dis die gevolg van die Here wat jou wys wat hy aan jou gedoen het in die evangelie. En dit bring jou laag. As jy wat jouself in sonde en swakheid en gebrokenheid en onwaardigheid ken en sien hoe God sonder enige iets van jou kant af sy genade oorvloedig aan jou gegee het. En dis daarom dat die ongelowige nooit werklik nederig kan wees nie. Hy kan nie. Die wêreld kan sekere dinge doen, op sekere maniere optree wat lyk soos nederigheid,
maar hy kan nooit waarlik nederig wees nie, want hy kan nooit waarlik hierdie beskouing van homself hê nie. Dat hy laag is voor die Here. Hy sal altyd trots wees, selfs wanneer homself afbreek. Hy sal altyd die middelpunt wees van alles in sy hart, altyd voel meer kom hom toe, altyd aanstoot neem teer enige iets, wat hom laat voel, daar word nie met hom gehandel volgens sy hoogheid nie. Slegs hulle wie God se genade teenoor hulle ken, kan nederig wees voor hom. Die vraag is dan, geliefde broer, suster, kind, begryp en glo jy werklik hoe jy voor God staan? Laag, afhanklik tot in die diepste. En maak dit jou dan nederig voor God en teenoor mekaar. Kyk nou saam met my, wat Petrus nou in hierdie teks doen. Hy het hierdie as kernwaarheid. God weerstaan die hoogmoediges, aan die nederiges gee hy genade. Dan pas hy dit toe op die gemeente. Is klaar gesien teenoor mekaar. Maar kyk nou saam met my na vers 1 tot 4. Hier spreek Petrus nou die ouderlinge aan. En hy pas hierdie kerngedagte, God weerstaan die hoogmoediges, gee aan die nederige genade toe op die ouderlinge en die verhouding met die ouderlinge in die gemeente. So ouderlinge, ons moet in nederigheid voor God en teenoor ander sy gemeente herder. Wat Petrus ons as ouderlinge teen waarsku hier, is dat ons nie weens die rol en die roeping wat Christus ons gee in sy kerk, onsself verhef bo ander nie. Maar dis die gevaar, dis die ding waarin ons sondige harte geneig is. Sodra ons iets besonders het, dan kyk ons daarna en maak asof dit uit onsself uitkom, asof ons dit nie ontvang het en ons verhef onsself so bietjie. Die feit dat ek hierdie besonderse roeping of rol het, sê iets van my. Dat ek 'n bietjie beter is. Dis die gevaar. Hoe moet ons as ouderlinge altyd ons oë hou op Christus? Altyd ons oë hou op hoe ons voor God staan, laag, afhanklik, verneder voor hom. En Petrus wys dan 3 maniere of 3 gesindhede waarmee ons as ouderlinge nie moet arbei nie en waarmee ons dan moet arbei. En voordat ons daarna kyk, let eers op vers 1 en 2. Kyk hoe Petrus vir ons as 'n ouderling 'n voorbeeld gee vir ons ouderlinge oor hoe om 'n herder te wees. Net in hierdie 2 verse. Hy sê hy vermaan die ouderlinge as 'n mede-ouderling. Hy is 'n apostel van die Here Jesus Christus wat spreek met Christus se gesag as 'n gestuurde van Christus. Hy kon die ouderlinge sê, ek beveel julle hierdie. Hierdie mag julle nie, so moet julle dit doen. Maar hy doen nie. Hy maak nie aanspraak op die hoogste vorm wat hy kon nie. Hy sê, ek as 'n mede-ouderling, ek kom vermaan julle broeders. En hy gee die vermaaning voor die hele gemeente. Let julle dit op. Hy kon hierdie vermaaning vir die ouderlinge van hoe hulle nie moet arbei nie, maar hoe hulle wel moet arbei, in 'n privaat Bybelstudie of toerusting vir die ouderlinge gee, maar hy doen nie. In die brief wat hy met die hele gemeente spreek, sê hy ouderlinge, die gemeente mag en moet weet hoe julle moet dien, hoe julle moet herder. En dan gee hy sy opdragte, sy vermaaninge van hoe hulle moet en hoe hulle nie moet nie. Die gemeente word ingesluit. Ouderlinge is op geen manier bo die gemeente nie. Die gesag wat hulle het, die gesag wat ons ouderlinge het, is afgevaardigde gesag. Dit behoort aan Christus. Ons ouderlinge is gewoon besonderse gawes en 'n besonderse taak en rol gegee. Dus moet ons ouderlinge altyd onthou en sien hoe hulle voor God staan en hulle amp in nederigheid uitvoer. En let laastens op voor ons kyk na hierdie 3 vermaning wat Petrus gee. Die ouderlinge moet as herders toesig hou oor die kudde van God. Dis die gemeente. God het dit so gewil en so ingestel dat ons nie enkelinge is wat hom op ons eie volg, wat nou en dan saamkom as 'n
as 'n groep om hom te aanbid, want dit is lekkerder om saam te aanbid as alleen nie. Dis nie die kerk nie. Nee, die Here het dit so ingestel, dat ons 'n kudde moet wees, met herders. Geen gelowige kan sê, God in my Bybel, is al wat ek nodig het. Hy wil en stel dit so in, dat alle gelowiges versamel moet word, in 'n kudde, onder herders. En hy gee dan besonderse gawes vir die herders in sy kerk, en stel hulle self daar, sodat hulle met sy gesag die kudde kan herder. En dan noem Petrus nou hoe dit lyk, en dis nou die 3 vermaninge. Hy sê eerstens, ouderlinge, moenie toesig hou oor die kudde van God uit dwang uit nie. Ouderlinge, moenie probeer om God se kudde te herder, indien dit vir jou 'n las eerder as 'n vreugde is nie. Indien jy gedwing voel om as herder te dien in 'n gemeente, omdat daar nie genoeg herders is nie, of omdat jy al hierdie mooi gawes het, of wat ook al die rede mag wees, moenie as ouderling dien, as dit gedwing is nie. Bekeer. Dit moet eerder gewillig wees. Onthou, as ouderling is ons gewoon navolgers en toepassers van die opperherder se sorg oor die gemeente. Die opperherder sorg nie vir sy skape sigtend nie. Laat die ouderlinge dit dan ook nie doen nie. Dit moet gewillig wees, van harte verlangend om 'n herder te wees, soos wat die opperherder verlangend is om sy skape se herder te wees. Nommer 2, moenie om vuil gewin wees nie. Ouderlinge, ons oë moet nooit op onsself gerig wees nie. As herders moet ons so vergenoegd wees in Christus, in dit wat hy vir ons is en wat hy vir ons gee, dat ons vol is voor ons kudde nader, voor ons die Here se kudde nader. Vir 'n ouderling is dit maklik om sy werk en te doen, sy amp uit te voer met die oog en hoop op sy eie voordeel. Of dit nou geld is, of eer, of aansien, of mag en gesag, wat dit ook al mag wees. As dit gebeur, dan word die kerk 'n transaksie eerder as 'n kudde. Dan doen ons dit dat ons doen hierdie taak en ons doen hierdie werk van die ouderling en ons dien hier en daar, want hier kry ons eer, hier kry ons aansien, hier kan ons bietjie ons gewig rondgooi, hier kan ons 'n bietjie die scepter swaai. Vergeet van jouself, ouderling, wees versadig in Christus, dat jy nie na sy kudde kom om te kry nie, maar om te gee. Dit moet eerder bereidwilligheid wees. Nou dis die woord vir ywer. Dit wat jou dryf as ouderling, moenie wees wat jy kan bekom nie, maar 'n liefde vir Christus, en so 'n liefde vir sy kudde. So jy vra jouself af as ouderling, as al die voordeel, al die aansien, al die eer, al die gesag van Christus wat hy gee vir my, waarmee ek kan deel hê aan die regering van sy gemeente, as al daardie voordele vir my weggevat word, sal ek nog met vreugde, my tyd, my energie, my hart opoffer vir hierdie kudde? Dis die vraag. Nommer 3, dit moet ook nie wees as heersers oor die erfdeel nie. Ouderlinge is nie ons kudde nie. Daar is 'n heerser oor hierdie kudde, iemand wat met absolute gesag vanuit die hoogtes as die eienaar regeer en bestuur en bepaal volgens sy wil en welbehae. Dis nie ons nie. Dis ons opperherder, ons Here Jesus Christus. Ons beheer nie, ons versorg. Ons regeer nie self nie, ons volg die regering van die opperherder in sy woord en ons pas dit toe, ons voer dit uit. Dis moet ons nie herders wees as heersers oor die kudde van die Here nie, maar as voorbeelde. Hoe kosbaar is dit dat Petrus juist dit noem. Ons ken hierdie uitdrukking wat ons so gereeld hoor, moenie maak soos wat ek maak nie, maak soos wat ek sê. Ouderling kan dit nie sê nie. Ouderling moet soos die apostel Paulus sê, volg my na, soos wat ek ons Here Jesus Christus navolg.
Dis die taak, die rol wat die Here gee. Herder die gemeente in nederigheid voor God. En aan hierdie troos, wetend dat hy ook uit genade jou arbeid sal beloon as herder. Vers 4, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Dit is God se ontwerp en bestel dat sy gelowiges, sy kudde, onder herders gestel moet wees, deur wie hy hulle versorg. En daarom, geliefde gemeente, laat julle self nederig deur die herders geherder word. Vers 5, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. Wanneer Petrus hier skryf van oueres teenoor jongeres, dan praat hy van die ouderlinge, die presbyteros teenoor die lidmate, teenoor die gemeente. God se opdrag aan die gemeente is dan dit, onderwerp jouself aan die herders, wat oor jou gemeente, oor jou kudde, deur die opperherder self gestel is. Hulle is nie beter as jy nie, hulle is nie hoër as jy nie, maar God het hulle aangestel oor die kudde waarin jy is, as jou herders. Onderdanigheid beteken dan volg hulle leiding. Dink prakties aan 'n trop skape met 'n man wat voorloop, manne, herders. Volg hulle in hulle leiding. Luister na hulle vermaaninge, soek hulle wysheid, soek hulle raad, soek hulle versorging, vertrou hulle oordeel. Moenie in trots en hoogmoed die leiding en versorging van ons herders verwerp of teengaan nie. Indien jy as 'n skaap of 'n lidmaat jou oë hou op hoe jy voor die Here jou God staan, laag en verneder, en hoe dit jou laag bring teenoor die hele gemeente, hoe kan dit wees dat jy die herder wat God self bo jou stel, teenstaan? Kan tog nie. Solank as wat julle herders is wat lei en versorg volgens God se woord, sal dit enkel dodelike hoogmoed en trots wees, om jouself teenoor hulle te verhef en hulle teen te staan. Solank as wat hulle bly in die woord van die Here. Hoor weer, geliefde broeder en suster, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ons het onberekenbare genade ontvang, juis omdat ons so swak en onwaardig is. Laat dit ons dan bring voor God teenoor mekaar en in die besonder in sy gemeente, laag en nederig. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons prys U vir ons opperherder, ons Here Jesus Christus. Dat ons nie net onderdane in sy koninkryk is nie, maar skape van sy wy. O, dat hy ons ken en ons koester, dat hy self ons voed en versorg en vertroos en versterk en beskerm. Ons prys U vir ons herder en sy getrouheid. En ons prys U vir sy herders, wat U aan ons gegee het in ons lewe, in ons gemeente, om hierdie sorg en voeding en vertroosting en bemoediging en beskerming toe te pas, uit te voer. Ons kom voor U en ons bid, mag ons altyd deur U genade verneder word. Wanneer ons sien hoe goed U is en hoe baie genade U gee en hoe baie nodig is, mag dit ons laag bring voor U. En mag ons dan in daardie nederigheid, daardie ootmoed, mekaar lief hê, teenoor mekaar onderdanig wees, teenoor mekaar nederig wees, maar in die besonder teenoor die herders wat U oor ons stel.
Ons bid met groot liefde en ook groot sekerheid in U getrouheid vir ons herders. Wil U hulle versterk en hulle werk in hulle eie harte versoet. Mag hulle altyd die vreugde ervaar van om onder die opperherder U kudde te versorg. Seën hulle in hulle arbeid en wil U hulle lei deur U woord en U gees. Versterk hulle, bewaar hulle tog teen die duiwel en die wêreld en al die dwalinge en leuns en aanvalle wat op die kerk kom. Dit is hulle wat die meeste slaag gaan kry. Maak hulle sterk, bewaar hulle. En bid ons ook vir ons gemeente, Vader, dat U ons sal seën met 'n nederige hart, dat ons onsself sal onderwerp aan ons herders. Nie omdat ons herders iets besonders is nie, maar omdat U dit beveel. Omdat U deur hulle ons versorg en regeer en beskerm. Ons bid vir ons gemeente dat U ons sal reinig in U waarheid altyd. Bekeer ons daar waar ons nie volgens U welbehae wandel. Wil U ons 'n kudde maak wat U as ons opperherder uiters liefhet, naby aan U wandel. Hou ons tog gesond en bewaar ons teen sonde en dwaalleer en leuns. En mag ons altyd onder U stok en U staf wy. Vader, verhoor ons in die naam van ons koning, ons Here, ons opperherder, Jesus Christus. Amen. So ons Here nou verder antwoord deur weer van harte vir hom te sing. Ons skrifbereiding 17 sing, in die nuwe nommer 17-1. En wat ons sing hier vir die Here is, ons sing van die Here se sorg. Hy as ons opperherder sorg vir sy kudde. En omdat hy vir sy kudde sorg, weet ons ook vir elkeen persoonlik sorg hy. Nou sing ons Matteus 6 se beruiming oor die Here se sorg. En ook dan volgende week, nie volgende week nie, die week daarna, wanneer ons met die reeks gaan eindig, gaan ons hierdie volgende verse vat, waar Petrus sê, verneder jou onder die kragtige hand van God, deur al jou bekommernisse op hom te werp, want hy sorg vir julle. In voorbereiding ook op daardie kostelike waarheid sing ons dan skrifbereiding 17 en daarvan vers 1, 5 en 6.
Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here vanuit die boek Petrus, hoofstuk 5, vers 10. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.